Ek het terwyl ons nou die lied sing, besef ek, maar dit is die Joshua lied waaroor die boodskap vanoggend gaan. Joshua wat die volk, wat ek nou net gesê het, wat hulle deur die see gelei het, nie? Deur die rivier. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. En dis die vraag, sy het dit gevra, en ek het dit 'n paar keer gevra die afgelope paar weke. Glo ons regtig dit? Ek glo dat ons almal vanoggend hier is volgelinge van Jesus of wil op 'n manier dit graag wees. En die vraag is, glo jy dit en lewe jy? Wanneer daar riviere kom en daar see kom, glo jy dat God jou daardeur kan vat? En begin gee jy die tree. Want daar is ook 'n verskil tussen dit glo en daai eerste tree gee. Groot verskil. Lewens veranderende verskil. Jy kan die mooiste goed glo, die wonderlikste goed, maar niks gebeur. Jy bly aan die ander kant van daai rivier waar see staan. Die oomblik aan die ander kant, wanneer jy daai tree gee, dan gebeur die wonder. En hier is die ding. Hier is die ding. Ek glo dat God het mense op aarde geplaas. En dit sluit in jou en my. God het mense op aarde geplaas. Nie om te oorleef. Nie om te survive. Dis nie sy doel gewees nie. Dit beteken nie dat die lewe maklik is. Dit het ons ook die laaste ruk om een of ander rede baie gesê. Hierdie lewe is nie maklik nie. Daar gebeur goed. Maar dis in daai goed wat met ons gebeur en wat ons seer maak en wat vir ons moeilik is, die berge en die gevegte. Dis waar ons vir God sien, dis waar die wonders gebeur. Maar te veel van ons is in hierdie wat ons kan noem survival mode. Ons glo nie regtig en ons vra nie regtig vir God om die onmoontlike te doen. Ons doen dit nie. En wat gebeur? Ons lewe 76 of 86 jaar. Elkeen van daai 76 jare, elkeen van daai 86 jare lewe ons dieselfde oor en oor. Dis nie 'n lewe nie. Dis nie wat God vir ons bedoel het nie. Maar dat wanneer ons voor die riviere kom, en die see en die berge, en die reuse en die gevegte, dat ons God sal vertrou. En dit kan nou ook weer klink na 'n intellektuele oefening. Wat beteken dit om God te vertrou? Om 'n tree te gee. Jou voet in daai water te sit. Wat dit ook al in jou geval is. En daai tree kan jy eintlik net gee nadat jy met hom gepraat het. Maar die wonder begin gebeur die oomblik as jy daai tree, daai dapper tree in geloof gee. Eers dan begin. En die storie van Joshua is so 'n onvergeetlike, fascinerende verhaal van 'n gewone ou wat buitengewone goed gedoen het omdat hy 'n tree gegee het en omdat hy God vertrou het. Ons gaan dit nou lees. Maar wat gebeur die stukkie wat ons daar gaan lees? Vergeet nou maar die rivier wat hier deur gegaan het. En vergeet nou maar die eerste 9 hoofstukke van Joshua. Wanneer as Joshua 10 lees, daar sien ons 'n totaal onmoontlike situasie. Vat dit nou so. Hierdie ouens is nou vir 'n paar maande, dink so 'n jaar, kom so 18 maande, is hulle deur die rivier, die beloofde land in. Hulle het daai land ingegaan sonder enige wapentuig. Hulle was slawe in Egipte vir 440 jaar, toe hulle 40 jaar in die woestyn gesweet, hulle het nie geweet om oorlog te maak nie. Hulle het nie spiese gehad, hulle sware gehad, niks sulke goed nie. En hulle gaan neem 'n land. Die eerste een weet as Jericho, het hulle sommer met musiek in die mure geval. Wat hier gebeur in Joshua 10, is 5 konings, want hulle sien hier kom moeilikheid.
Hierdie ouens, hulle vat as land oor. So 5 van hulle span saam. En hulle kom van verskillende rigtings af, gelees Josua 9. Verskillende rigtings af kom hulle om die Israeliete te omsingel en hulle te vernietig. Mission impossible. Die Israeliete kan nie. Die rivier is te diep, die berg is te hoog. Hulle kan dit nie, daar is 'n manier nie. Desnietenstaande gebeur hierdie wonderbaarlike ding. So, wat is vanoggend jou rivier? Wat is jou berg? Wat is jou geveg? Iets te doen met jou familie, iets te doen met een of ander vorm van verhouding, finansiëel, beroep, 'n kind, 'n verslawing, liggaamlike siekte. Wat is dit? God wil en hy kan en hy sal. Hy sal dit vir jou gee. As jy hom vertrou. Dalk is dit 'n verskriklike verlies wat jy ervaar. Jy kan eenvoudig daaroor nie kom. God kan en hy wil en hy sal. Hy sal. En hy sal jou in dieselfde wat met Josua gebeur het, hierdie fascinerende, wonderbaarlike, onvergeetlike, ondenkbare, onmoontlike ding. Kan en sal hy vir jou doen. So kom ons lees Josua 10 vers 1. Dis 14 verse, so luister maar mooi, is 'n fascinerende storie. Koning Adoni-Sedek van Jerusalem het gehoor dat Josua Ai is 'n dorpie, ingeneem en heeltemal vernietig het. Dat hy met Ai en sy koning dieselfde gedoen as wat hy met Jericho en sy koning gedoen het, en ook dat die inwoners van Gibeon met Israel vrede gemaak het en by hulle hoor. Die mense van Jerusalem het baie bang geword, want Gibeon was 'n belangrike stad, soos 'n stad met 'n koning, en groter as Ai, en al sy manne was dapper vegters. Koning Adoni-Sedek van Jerusalem het vir koning Hoam van Hebron, vir koning Piram van Jarmut, vir koning Jafia van Lakis en vir koning Deber van Egron laat weet, kom help my dat ons Gibeon aanval. Hulle het vrede gemaak met Josua en die Israeliete. Die 5 Amoritiese konings, die konings van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis en Egron, het die elkeen met sy hele leer gekom, hulle manskappe teen Gibeon ontplooi en die stad begin aanval. Die manne van Gibeon het vir Josua in die kamp by Gilgal laat weet, moet ons toch nie nou in die steek laat nie, u moet gou hiernatoe kom en ons red. U moet ons help, want al die Amoritiese konings in die bergland het 'n bondgenootskap teen ons gesluit. Josua en al sy manskappe, al die dapper vegters het toe uit Gilgal vertrek. En hier begin. Josua trek. Josua gee 'n tree. En wat gebeur? Toe praat God. Die oomblik toe hy die tree gee, toe praat God. Josua en al sy manskappe, al die dapper vegters het toe uit Gilgal vertrek. En die Here sê toe vir Josua, moenie vir hulle bang wees nie. Ek het hulle in jou mag oorgegee. Nie een van hulle is teen jou bestand nie. Nie een van hulle is teen jou bestand nie. Josua het van Gilgal af die hele nag deurgetrek en die Amorite skielik oorval. Kan ek net hierso onderbreek? Josua, en ek gaan net by dit kom, ek het bang ek vergeet, ek het nie neergeskryf nie. Josua trek deur die nag. Hy sit iets in. Dis donker, fisies donker om hom. Hy gaan 'n oormag tegemoet, 'n onmoontlike. Dan is dit ook nou by jou donker. Hou net aan loop. Hou net aan loop. Gee net die volgende tree. Dankie. So kom ons lees verder. Ek het hulle in jou mag oorgegee. Josua het toe van Gilgal af die hele nag deur getrek en die Amorite skielik oorval. Die Here het 'n paniek bevange laat word vir Israel. Israel het 'n groot slagting onder hulle aangerig in Gibeon. Hulle agtervolg deur die pas na Bet-Goron toe en hulle bly doodmaak tot by Aseka en tot by Makeda.
Terwyl hulle op die vlug was vir Israel met die afdraand na Bet-Goron toe, baie spesifiek, het die Here van daar af tot by Aseka groot haalstene uit die lug op hulle laat val. Daar's meer van hulle deur die haal dood as wat deur die Israeliete doodgemaak is. Die dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het Josua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê, wat nou gebeur? Hulle het die oorhand, hulle is nie sulke goeie vegters nie. Maar God maak hierdie vyand verskrik. Op een of ander manier, ek weet nie hoe. So God veg eintlik vir die Israeliete. En toe uit die bloudheid stuur hy die haal uit die hemel uit, wat nog meer van hulle dood maak. En nou is die son besig om te sak. So die Israeliete is volspoed op pad. Gaan dit nou donker word, dan gaan hy ons ontvlug. Hulle gaan klein groepies, dan gaan hulle ontvlug. En Josua weet môre gaan hulle terugkom. Wat bid hy? Son staan stil. Maan gaan staan stil. Wat hy bid? En lees die son het stil gestaan. Die maan het nie geroer nie, totdat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskryf in die boek van die opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan, byna 'n volle dag, was hy nie haastig om onder te gaan nie. So 'n dag was daar nie voorheen of daarna, toe die Here vir 'n mens geluister het nie. Die Here het vir Israel die oorlog gevoer. En daarna het Josua en die hele Israel saam met hom terug na die kamp toe in Gilgal het hulle gegaan. Die eerste ding wat gebeur, hier sê jy vanoggend, jy het jou geveg, jy het jou reus, jy het jou berg. Die eerste ding is, altyd, gee die tree. En ek weet nie wat is jou storie vanoggend nie, ek weet nie wat dit is nie. Maar dink vir jouself, vra vir die Here, wat moet ek doen? Hy sal jou op 'n manier antwoord. Op 'n manier sal jy iets bewus word van. En dan moet jy tree gee. In die rigting. Net een. Begin van môre. En dan gaan God praat. Dan sal hy praat wat met Josua gepraat het. En wat hy vir jou sal sê, dit sal ook iets wees van 'n moed binne in wat hy vir jou sal gee. Die geveg is reeds gewen. Ons vertaling sê dit nou nie so mooi nie. Oorspronklik in baie van die Engelse vertaling en die ou 33 vertaling sê die geveg is reeds gewen. Jy het nog net een tree gegee. So God gaan vir jou, wat hierdie beteken, hy gaan jou bemoedig. Op een of ander manier, as jy die tree gegee het, sal hy vir jou 'n woord van bemoediging gee. Hy praat hier, asof in die verlede tyd, dit lê al reeds, God praat met jou, in hierdie oomblikke, in die verlede tyd, asof dit reeds afgehandel en gebeur is. Dis die God wat ons dien. En dis nie net bedoel vir sekere mense nie. Dis bedoel vir jou en my. En hoekom ek so met oortuiging kan sê, is dis presies hoekom Jesus aarde toe gekom het. Dis die boodskap van Kersfees. Dit het reeds gebeur. Die uitkoms van die geveg. Dis nie te sprake nie. Dis reeds gedoen. Wat er sprake is, wat die vraag is of jy God sal vertrou en daai tree sal gee, wat dit in jou geval ook al is. En hoe onmoontlik dit in jou geval ook al blyk te wees. Dis die enigste wat ek en jy moet doen. Dis al. God sal sorg vir die res. Vertrou, glo, dit is wat dit is. Is om fisies 'n tree te gee. Hierdie storie van die haalstorm wat tussen Bet-Goron en Aseba gebeur het. Dit was guns. En ek wil graag glo dat God aan jou en aan my ook guns sal verleen. Want dit is ook in sy aard. En ons sien dit oral in die Bybel. Die oomblik wanneer ek en jy glo deur wat te doen, deur een of ander tree te gee,
dan sal hy uit die bloute uit, sal hy guns aan jou verleen. En kan dinge in 'n oomblik verander, wat ek en jy 'n leeftyd self probeer doen. God sal jou tree eer. Hoe moeilik dit ook al is, jy moet dit gee. God kan vir jou meer doen in 'n oomblik van guns, as wat jy in 'n leeftyd probeer regkry op jou eie manier. So. Hierdie ding kon nie gebeur het. Hierdie wonderlike storie kon nie gebeur het. Hierdie verhaal wat agterna oor eeue vertel is, wat ons vanoggend kan lees, sou nooit gebeur het, as Joshua en sy manne in Gilgal gebly het, as hy nie daai tree gegee het. En hierso is dit kan dalk onsensitief en selfs wreed klink, om dit te sê, want ek weet nie, ek ken nie die diepte van jou pyn en jou seer nie. Ek ken nie die donkerte van dit waarmee jy worstel nie. Maar hier is die realiteit. Hoe hard dit ook al klink, niks in jou lewe gaan verander, as jy bly waar jy is. Kan nie. Die oomblik van glorie, die oomblik van wonder in Joshua, die oomblik van buitengewone hemelse guns, uit 'n hoek uit wat niemand het verwag het, die vorm van 'n haalstorm, sou nooit gebeur het, as daar in Gilgal gebly gewees het. Wat dit ook al in jou lewe is, en hoe moeilik dit ook al is, God sal jou genadig wees. Jy moet hom net vertrou, jy moet net glo, en dan daai tree gee. Dan daai tree gee. En hy sal, daai tree sal hy eer, in die vorm, nie net van 'n uitkoms nie net van 'n geveg wat oorwin word nie, maar ook van buitengewone oomblik van guns, sal hy vir jou gee. En wat toe gebeur het, en wat in jou en my geval ook sal gebeur, want dit is in God se aard. Toe hierdie Joshua sien, hy verstaan nie wat hier aangaan nie. Hierdie mission impossible, hierdie onmoontlike ding, wat ewe skielik lyk as dit nou gaan moontlik word. Want daar's, om een of ander rede, is daar verwarring onder hierdie 5 konings se ouens, en hulle raak paniekerig, en hulle begin vlug. Heeltemal buitengewoon. Joshua sien dit nou. En hy vermoed, dit het iets met God te doen. Hulle hoef eintlik nie te veg nie. Die ouens hardloop, hulle vlug. En toe hy die haalstorm sien, toe hy besef, hemelse guns, toe raak hy die dapperheid van hom ewe skielik, toe raak hy byna verwaan. Hy het soveel vertroue toe, want nou het hy God in aksie gesien, dat hy bid, laat die son stil staan, hier kom, laat die maan ook sommer staan. So, hoe onmoontlik jou situasie vandag lyk? As jy daai tree gegee het, guns gaan jy ontvang. En wat gaan gebeur? Daar gaan een of ander vorm van 'n dapperheid gaan groei in jou, om daai ding deur te sien. Hoekom? Want jy gaan God in aksie sien. Dit is wat gaan gebeur. Dis dan wanneer jy bid, 'n kort gebed. Son staan stil. Nou bid hy vir die onmoontlike. Vroeger was dit onmoontlik, nou vra hy vir nog meer die onmoontlike. En God laat dit doen. God gee dit. Mag ek en jy op so 'n punt in ons lewe kom, dat ons hierdie tipe van gebede sal bid. En jy sal dit bid, as jy die tree gegee het en God in aksie begin sien. Dan gaan spontaan vir jou kom. En as jy nou mooi na die gebed gaan kyk, hy bid eintlik 'n verskriklike dom gebed. Ons weet vandag, dis die aarde wat om die son gaan, né? Hy sê nee, laat die son stil staan. So hy bid nog verkeerd toe.
verkeerde gebed. Hy het net 11 woorde. Vir God maak dit nie saak. Vir God maak dit nie saak hoe jou woorde reg te volg word, of dit nou wetenskaplik korrek is nie. En eintlik is hierdie ook die gebed. Die mooi daarvan vandag. Dis 'n verklaring wat hy gemaak het. Hy verklaar, die son sal stil staan, want God het die oorwinning beloof. Jy moet nie so bekommerd wees oor die tyd van jou gebede. Dit nou die oggend of in die aand is. Terwyl jou kas stuur oor vas. Moet nie so bekommerd wees oor die volgorde van woorde en hoe dit klink. Dit maak nie vir God saak nie. Hy ken nie al jou hart. Jy sê nie van wat jou hart aangaan. Praat nie. En dink is ook 'n vorm van gebed. Dink is ook 'n vorm van gebed. Hy het waarskynlik gedink. Sover ek dit kan onthou hier, ons sien nie hy het dit gesê aan aanhouding van Israel. Maar dink is ook gebed. Ek glo met my hele hart. Omdat ek 'n slag op wat in my eie lewe gesien het. In die lewe van mense. Wat met hierdie onmoontlike situasies gekonfronteer word. Daarom glo ek dit met my hele hart. Dat God ook vir jou die son wil het sal staan. Wat het ook al is. Wat het ook al is. Of jy nou 'n man of 'n vrou of 'n seun of 'n dogter volgend is. God wil dieselfde vir jou doen. Die onmoontlik. Hy sal selfs, want ons weet die son het nog nooit weer stil gestaan nie, ook nie voor dit, ook nie daarna. Hy sal self vir jou iets doen. Dis die diepte van sy liefde vir jou. Hy sal self vir jou iets doen, wat nog nooit van tevore, vir enige mens in hierdie wêreld gedoen is nie, en ook nog nooit weer sal gebeur. Dis die diepte van sy liefde vir jou. So iets die vraag, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dit so, dat jy 'n tree sal gee? Want dan sal jy dit sien gebeur. Moenie dink, jou ding is te groot. Moet dit nooit dink. Steven Furtick is 'n ou wat, ek dink hy het 'n boek, ek het nog vergeet om dit te gaan Google. Ek dink hy het 'n boek oor hierdie Joshua insident geskryf. En hy sê hierdie ding. So let me tell you what I've learned about God. So let me tell you what I've learned about God. If the size of the need that you have in your life seems too big for you, it's just the right size for God. Dit vir jou te groot lyk, die perfekte grootte vir God. Weereens, ongeag wat dit is. So as jy vanmôre sê, ek kom al so lank met hierdie ding aan, dit is onmoontlik, dan is jy op die regte plek. Dan is jy op die regte plek. Dan is jy die kandidaat vir hierdie gebed. Vir hierdie onmoontlike gebed en om 'n tree te gee. Maar jy moet glo. Jy weet, ek dink ek het begin om te sê, ons het hierdie met die houter lewe, hierdie lewe oor en oor, ons oorleef. Elke jaar leef ons dieselfde oor en oor. Ons te bang is om tree te gee, mis is uit op God se guns, en sy grootheid en sy almag en die wonders wat hy in ons lewe wil doen. En weet jy, eintlik is dit ongeloof. Ons kan dit, ek meen, dis nie verwytend of so nie, dit is net feite. As jy nie tree wil gee nie, dit is gelykstaan aan ongeloof. Dis so eenvoudig soos dit. Dis 'n refleksie van wat ek en jy glo van God. As jy nie die tree wil gee nie, dan stel jy eintlik God gelyk aan die grootte van jou probleem. Die skepper van die heelal. En dit moenie. God wil soveel meer vir jou gee. Ek
Ek dink ek gaan nou afsluit. Ek het nog nie geskryf. Ek dink dis genoeg vir vandag. En ek gaan so afsluit dat ek nie 'n gebed sal doen, maar dat jy self nou met God sal praat. En dat jy nou vir hom sal sê presies wat in jou hart aangaan. En dat jy sal praat met hom oor jou berg. Moenie langer praat oor die berg. Praat met God oor die berg. Wat 'n wonderlike ding kan nie gebeur in jou lewe. Wat 'n bevryding. Wat 'n nuwe deel van jou reis kan nie gebeur. As jy dit regtig sal doen, jy sal glo. Jy moet raak stil elkeen by homself. En sê vir hom wat in jou hart is. Here, ek het nou, terwyl ek nou ook stil geraak het, gedink aan die woorde hoe jy hierdie boek Josua begin, dat jy hoeveel keer vir hom sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Wees dapper, wees vol moed. En hier is nou mense wat bang is, dit weet ek. Wat so bang is dat hulle nie net hulle self vries nie, maar ook hulle lewens gevries geraak. Dankie dat dit ook nie vir jou probleem is. As jy vir Josua kon gesê het, moenie bang wees nie, dan sê dit was vir ons ook. So wees veral met hulle vanoggend wat regtig bang is. Wat regtig net hierdie berg is net te groot. Die rivier is te diep en te breed. In die naam van Jesus vra ek dat u asseblief maak hulle volmoed en dat die verandering wat sal kom, dat dit so 'n wonderlike refleksie sal wees van u grootheid en van u almaag en van u liefde in die lewe. Amen. Eintlik is dit nou 'n antwoord op die boodskap en eintlik is dit amper God se seën vir ons. Dat hy sal die berge, sal hy vir jou, hy sal dit gelyk maak. En waar dit donker is en waar daar riviere is, hy maak die paaie gelyk. Dis net hy wat kan. En hy wil jou seën en vir my seën met oomblikke van guns wanneer ons dit in aksie sien. So dis God se seënboodskap vanoggend. Mag jy sy seën so ervaar en mag jy elke slag net meer en meer bewus word van sy liefde en sy sorg, sy voorsiening en dat hy 'n wonderlike God ervaar.